is vir my, is ek hier op die lyn, ek ben nou eers weer uitfigure hoe werk alles, want ek was vir 3 weke hier nie, Jesus back. Back again, alright. Luister, julle kan sit, groet die ou langs jou, as jy nog nie gegroet het nie. Dis vir my heerlik om vandag terug te wees, ek kon nie wag nie, ek kon net nie wag nie. Ek kon nie slaap nie, maar ek moet wel sê, ons as kerk is ongelooflik bevoorreg om fantastiese mense hier te gehad het. Ek dink ons het 3 wonderlike kommunikeerders gehad en wat baie goed gepreek het en ek ons het eintlik talentvolle mense in die kerk. Peter, jy ook selfs vir die band. Thanks a lot vir vandag. Dit was my so mooi oomblik. So thanks vir dit. Baie welkom vanmôre. Ek is so bly dat julle almal is hier. Ons kerk word in Victory Kerk genoem. As jy vergeet het dalk of jy weet nie, ons glo dat as jy 'n pad met God stap, is daar altyd vir jou 'n victory. Jou victory lyk totaal anders as my victory, maar almal van ons het 'n victory. Ons vra nie van jou veel in hierdie gemeente nie. Alright, ons vra nie baie nie. Daar's die goed wat ons van jou vra. Ons wil hê jy moet God ken, absolutely, ons wil hê jy moet 'n verhouding met God hê, dis ons main purpose, oor hoekom ons dit is. Dan wil ons sê, as gevolg van die feit dat jy God ken, gaan jy met anders begin loop, anders begin dink, anders begin doen en vryheid vind. Ons doen dit, ons hou nog ons daarvan om jou dan in 'n selgroep te sit. Alright? Raak betrokke by selgroep. 'n Selgroep is 'n plek waar jy by groep kom en saam dink en saam lewe en jy het 'n fantastiese selgroepleier wat jou hierdie pad saam met jou stap om vry te word. En dan ontdek jou doel. Ons wil ons sê elkeen van julle het 'n gawe, elkeen van julle het 'n talent. Alright, elkeen van julle het 'n talent om iets te doen en dan op die ouende om 'n verskil te maak. En baie mense vra altyd van, ja, hoe kan ek 'n verskil maak? Ek weet nie altyd nie, ek is nie altyd lus vir Sondag nie. Weet jy wat? Jy kan 'n verskil maak. Het jy geweet as jy jou foon nou uithaal? En nee, jy hoef hom nie uithaal nie, ek sê jou net. As jy jou foon nou uithaal, en jy kan vanmôre hier sit, en jy kan 'n SMS stuur vir iemand, en ek het tot vir jou SMS getik, gaan geraai, het ons daai prentjie, kyk al. Jy kan vanmôre net hier, as my enig stadium as my preek boring raak, dan haal jy jou foon uit, dan stuur jy vir die SMS, dan sê jy, luister, hoorie, ek sit hier in die kerk, en ek dink aan jou. Laat weet as jy gebed nodig het. That's it. Daar maak jy 'n verskil. Of, luister, jy's in my gedagtes hier in die kerk, wil jy nie volgende keer net saam met my kom nie? Maklik, né? Almal van julle ken iemand wat dit kort, of hoor ek dink aan jou hier in die kerk, laat weet of ek vir jou kan bid, en jy is altyd welkom om saam met my te kom. So maklik soos dit. Alright? So ons gaan in 'n wonderlike season in. Alright, ek is vir 6 maande hier. Ek is alweer vir die volgende 60 jaar hier, maar vir die volgende 6 maande gaan ek preek, alright. En ons het wonderlike reekse, ek is so opgewonde. Ons het 'n nuwe reeks wat ons vanmôre begin, en dan gaan ek bietjie die boek van Rut doen. Alright, daar's 6 hoofstukke in Rut, so ons gaan 6 weke aan Rut doen, en ons gaan bietjie kyk, die ou het verlief geraak, sy het verlief geraak op Boas, en ons gaan bietjie daarna kyk. En dan gaan ons oor na ouerskap reeks toe, oor 'n bietjie hoe ons kinders groot te maak, en dan gaan ons oor na huweliksreeks toe, om bietjie ons huwelike gesond te maak, en dan gaan ons oor na ons Netflix reeks toe, en dan het ons Kersangdiens. Ek gaan nie weggee van Kersangdiens nie, maar ons het 'n amazing ding wat vir ons voorlê vir die Kersangdiens. So, ek is hier en ons almal is hier, maar nooi iemand. Dalk is dit juis hierdie tyd wat 'n ouer nodig het om hier te kom. En sê, luister, ons praat so 'n bietjie oor ouerskap. Wil jy nie kom nie, kom kerk toe en God kan hom sy hele lewe verander op een oomblik. En jy maak 'n verskil. So amazing soos dit, né? So, kom ons maak 'n verskil in ander mense se lewe. Okay, as jy vanmôre nuut is, onthou om vir jou 'n bordjie in te vul. Net voor jou in jou sakkie is 'n bordjie. Op daai bordjie staan daar, ek het kom kuier vir die heel eerste keer. Vul ons in, moes skaam wees nie, vul ons in. Ek gaan nie jou nommer vir Platinum Live gee nie, don't stress, alright. Wat ek wel doen is, ek vat jou nommer en ek stuur jou net 'n boodskap voor môreoggend om net vir jou te sê baie dankie dat jy vanmôre. Ek hoop nie een van julle werk vir Platinum Live nie. Not ek no problems. So net luister, so net om jou boodskap te stuur om vir jou te sê baie welkom by kerk. Dit is amazing om jou hier te hê. Maar dan gaan jy nou weer daarin. Ons begin met 'n nuwe reeks vanmôre en ek is baie opgewonde want vir 3 weke lank kon ek lekker studie doen en ek het waar ek gewoonlik bid, het ek sommer gedabbel op met my gebed en ek het so dit was my heerlik geweest en ek het 'n paar goed gesien en 'n nuwe reeks wat ons gaan begin is ek wil hê ons moet hierdie volgende 4 weke wil ek hê ons moet leer hoe om te bid met krag, hoe om te bid met passie. Hoe om te bid in 'n manier wat ons geloof laat groei en ons intimiteit met God. Maar voor ek begin, hande. Okay? Eerlik. Kom ons wees 'n eerlike moment. Wie van julle sê vanmôre, ek glo in die krag van God, maar ek bid nie so gereeld soos wat ek moet nie. Kom ons wees eerlik. Okay, dankie. Hoekom is dit so? Ek steek myself my hand op. Hoekom is dit so?
Hoekom is dit so dat ons weet ons het 'n goeie God? Ons weet dat ons het 'n goeie God wat gebede beantwoord, maar tog bid ons nie so gereeld soos wat ons moet nie. En ek dink ons 'n klomp redes. Ek dink ons 'n klomp redes vir hierdie. Ek dink een van die redes is dat baie van ons weet dalk nie hoe om te bid nie en ons lack absoluut hierdie confidence in is ek besig om reg te bid? Weet ek nie, sê ek die regte woorde? Moet ek hierdie naam gebruik? Moet ek nie hierdie naam gebruik nie? Hoe is ek? Ons lack confidence. Ek dink die ander rede van ons is ons raak verveeld wanneer ons bid. Ek het al 'n paar keer in my lewe aan die slaap geraak as ek gebid het. Alright? Van ons raak verveeld en dan sê ek weet nie meer nie want ek is verveeld. Ander van ons kan baie soos ek wees, ADD. Here, dankie vir 'n wonderwerk. Ek bid vir 'n wonderwerk. Wonderlik. Dit is nou 'n wonderwerk wees as ek kan koffie kry. Hoorie, wag, wonder of daai koffiemasjien aan is, dat ek net gaan kyk. Okay. As ek soos ek's net weer mekaar. En nie is om te praat van prayer meetings nie. Hey, luister hier, ek weet ons het min prayer meetings en ek weet ons gaan so 'n bietjie opgaan. Ons gaan by die volgende paar maande gaan ons 'n paar hê. Een is byvoorbeeld ons nou die 16de Julie is ons eerste prayer meeting, maar sal jy mooi nooi. Prayer meetings. Luister hier, daar kan awkward prayer. Jy sien, ek was al in my lewe in awkward prayer meetings. Nou moet ek hande vashou met mense wat ek nie ken nie. En nou moet ek ewe skielik saam bid. Jy weet, jy kry mos twee mense by 'n prayer meeting. Jy kry die squeezer en die slap chips. Jy al sien. Daai squeezer, hoe kragtiger daai gebed word, hoe meer gryp hy jou. Dat as die krag sou beweeg en hy het in 'n geval afgeklap met daai hande van hom. Jou vingers het nie eens meer squeezer. En hoe meer kragtiger daai gebed word, hoe drukker aan. En dan kry jy die slap chips. Jy weet nie eintlik nie. Jy weet die Bybel sê jy is of warm of koud, maar jy kan nie lou wees. Jy weet, die hand, ek weet nie, wil hy my hand nou hê, wil hy my nie hand hê, so jy kry twee mense. En nou sit hierdie awkward mense wat bid. Ander rede dink ek hoekom mense nie bid nie, is ons is geïntimideer deur iemand anders. Ons is geïntimideer deur hierdie almal. Jy het Moses se boetie in jou selgroep, Aaron, en jy het hom in jou selgroep en hy is net, as hy wegtrek met gebed, dan sê hy soos, Here, in die naam van Jesus Christus, Deuteronomium 29:28 sê, bless coming in and bless coming out. Ek is nie die kop nie en ek is nie die seil nie. In 2 Korintiërs 4:5 en jy soos, what? En hy roep engele van die hemel af en hy bind demons in Jesus naam en ek is soos, as ek God was, ek definitief daai ou se gebed beantwoord. En jy soos, ek kan nie so bid nie. So nou bid ons nie. Kom ons laat die volgende paar weke, ek challenge jou. Kom die volgende paar weke, ek weer is winter en ek weer is 'n bietjie koud en is vakansie, maar kom die volgende paar weke, laat God iets binne in ons doen, om ons te leer bid met krag en met passie. Kom. Weet jy, ons twee foute wat ek dink baie keer gemaak word, ek wil nie eintlik sê foute nie, twee uitdagings wat ons het baie keer wanneer dit kom by gebede. Ek dink nommer 1 is, ek dink ons bid te klein, en ek dink ons tweede probleem is, ons bid te algemeen. Te klein en algemeen. Ek dink baie keer sit God gefrustreerd bo in die hemel, of in ons harte, as gevolg van die gebrek van geloof. Here, wees saam met my vandag. Wel, ek is saam met jou. Ek sê in die Bybel, I'll never leave you, never forsake you. Ek is saam met jou. Okay, Here, seën my. Het jy gesien, jy het met 'n kar kerk toe gekom, het jy gesien, jy het gisterand geëet, het jy gesien, jy het gisterand TV gekyk, jy bly in 'n huis, jy is gebless, pel. Give me something more. Ek dink God sit partykeer aan die hemel en sê, come on, give me something more that I can show up and that I can show off in your life. Gee my ietsie groots, gee my bietjie ietsie dat ek jou kan wys wat ek kan doen, want ek is die God van die onmoontlike. Kyk, hoekom undercut ons baie keer die krag van God? 'n God wat sê dat niks is onmoontlik vir hom nie. Jy weet, selfs Jakobus skryf in die woord, skryf hy, ons het nie, want ons vra nie. En ek wil jou kom bemoedig. Ek wil jou kom bemoedig, maar ek wil jou ook kom challenge. Kom ons as kerk begin met groot gebede bid. Kom ons as kerk begin om met soveel geloof te begin bid en so groot vir God te begin bid, dat wanneer dit gebeur, dan moet ander mense van buite af kyk en sê, die enigste manier hoe dit kon gebeur is, dit was God. Dit was God.
Daar's nie 'n ander manier wat hierdie ding kon gebeur het nie, dit was God. Kerk, kom ek challenge jou vir die volgende 4 weke en vir die volgende tyd, om groot, 5-vuld, passievolle, kragtige gebede te begin bid. Ek lees hierdie week na Martin Luther. Hy is die vader van reformatie in die kerk, en hy het 'n vriend gehad met die naam Frederik Myconius. Dit was sy assistent, wat hom vir jare lank gehelp het met die reformatie van die kerk in die 1500s. En in 1540 raak sy vriend, hierdie Frederik, sy assistent, siek, baie siek, lê op die doodsbed, en skryf vir Martin Luther 'n brief. Skryf vir Martin Luther, luister hier, dis die einde. Ek sê jou nou, ek gaan nie soos ontmoet, dit was wonderlik, ek is lief vir jou, dankie vir dit wat jy gedoen het. Great, skryf hy 'n brief, sy einde, hy's klaar. Toe Martin Luther hierdie brief kry, toe sê hy, nee my vriend, nie by my nie. En hy bid 'n gebed vol geloof en passie, en hy skryf vir hierdie vriend van hom 'n brief terug. Hoor wat sê hierdie brief. Die brief skryf die volgende. Hy sê, I command you in the name of God to live, because I still have need of you in the work of reforming the church. The Lord will never let me hear that you are dead, but I will permit you to survive me. For this I am praying, because I seek only to glorify the name of God. En weet julle wat die amazingste? Toe sy vriend dit hoor, het sy geloof so begin groei in sy doodsbed. Hy het net daar en dan bonatuurlik genees. Hy het 6 jaar langer gelewe, 2 maande langer as Martin Luther, as gevolg van een man wat nie bang was om 'n 5-vuld groot gebed te bid vir 'n God wat sê niks is onmoontlik by my nie. Come on, kerk. That's amazing. En Paulus, ek wil hê ons moet vir die volgende paar weke na Paulus gaan kyk. Paulus was Saulus gewees toe hy, Paulus was Saulus gewees voor hy Christen geword het. Oral wat hy gaan het hy Christene vermoor, kerke doodgemaak, kerke platgeslat, alles wat hy kon doen, en toe op pad iewers om na kerk te gaan doodslaan, toe ontmoet hy Jesus op die pad van Damaskus. En sy hele lewe word net daarin getransformeer. En in plaas van om kerke toe te maak, het Paulus gegaan en baie meer kerke geplant. Helfte van die Nuwe Testament, of omtrent die hele Nuwe Testament, het hy geskryf. En ek dink ek wil hê ons moet vir die volgende paar weke na Paulus gaan kyk. Want elke keer as Paulus gebid het, was dit dieselfde. Oor en oor en oor. Elke keer as jy gaan lees, skryf Paulus, ek bid, dan sê hy die rede, sê hy waarvoor hy bid, en dan gee hy die rede hoekom hy bid. Ek bid vir hierdie, sodat hierdie en hierdie kan gebeur. Ek bid vir hierdie, sodat hierdie en hierdie en hierdie kan gebeur. Ek bid vir hierdie, oor en oor en oor en oor. En ek dink ons kan iets by hom leer. So kom ons gaan vir die volgende 4 weke, wil ek na Paulus se gebede kyk, en ons gaan iets by hom leer. En kom ons begin vanmôre met die eerste gebed. Efesiërs 3 vers 14 sê, daarom kniel ek in gebed voor die Vader. Kom ek stop vinnig daar. Ek wil hê jy moet vanmôre weet dat die postuur hoe jy bid, maak nie regtig saak vir God nie. Okay? Jy kan sit en bid, jy kan staan en bid, jy kan loop en bid, jy kan stort en bid, jy kan skorrelgoed was en bid, jy kan gras sny en bid, jy kan selfs bestuur en bid. As jy bestuur, dink ek, gaan ek dieselfde woorde gebruik wat Jesus gebruik het. Watch and pray. Okay? Hou jou oë oop. Okay? Dis belangrik. So die postuur van hoe jy bid, maak nie saak nie. En taaks genoeg in die Joodse kultuur was dit normaal vir 'n Joodse man om te staan en bid met sy handpalms op na die lig toe, terwyl hy gebid het. En hier kom Paulus en hy skryf neer, daarom kniel ek voor die Vader. En ek wil jou bemoedig. Somtyds verander jou postuur wanneer jy bid. Veral wanneer dit kom by die dinge van die hart, van die gebed. Was tye in my lewe wat ek voor die Here voor kniel en worship en sê, Here, ek is swak, maar ek weet U is sterk en daarom kniel ek vanmôre, Here, want ek weet net U kan my help. Daar's ander tye wat ek op my knieë neerval wanneer ek 'n ongelooflike belangrike saak na die Here toe vat in absolute humility en goeie staan ek voor die Here, ek kniel ek, as ek, Here, ek het 'n ongelooflike moeilike taak, ek het 'n ongelooflike moeilike ding wat ek vanmôre U van praat. Partykeer is dit nodig om partykeer net te kniel.
Ons het vanmôre byvoorbeeld, ons het gekniel vanmôre toe ons bid vir elkeen van julle wat kom. Ons bid vir elkeen voor die diens, voor julle nog kom, bid ek al reeds vir jou op jou stoel, saam met 'n span. Ons het gekniel vanmôre. Gesê, Here, ons kom kniel vir die volgende 6 maande in ons kerk se lewe. Ons kom kniel vanmôre vir U. Vers 16 gaan aan, Efesiërs 3 vers 16 gaan aan. Hy sê, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid. Wow. Uit die rykdom van sy heerlikheid. Hier kom Paulus en hy erken dat God alle rykdom in die hemel en op die aarde het en hy dit beskikbaar gestel het vir my en jou. Dis amazing. Hy kom en hy kniel daar en hy sê, Here, ek weet dat U die alle geestelike rykdom in die hemel en op aarde het U vir my kom gee. En dis beskikbaar vir my en jou. Selfs in die begin van die Efesiërs gaan jy lees, skryf Paulus, hy sê, ek dank God vir alle geestelike blessings wat reeds aan my beskikbaar is. Kerk, ons dien 'n ongelooflike geestelike ryk Vader. Maar hoekom lewe ons partykeer soos geestelike arm kinders? Ons dien 'n ongelooflike geestelike ryk Vader. Wat sê alle geestelike blessings in die hemel is beskikbaar vir my en jou. Hoekom lewe ons partykeer steeds soos geestelike arm kinders? Kerk, God begeer om alles vir my en jou te gee. Alles. Hy sê, ek gee alles aan jou. Tog bid ons klein. Tog bid ons partykeer algemeen. Kom ons gaan aan, vers 17, vers 16. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee, sê krag. Krag sal gee, die krag sal gee om innerlik sterk te word. Hoekom? Sodat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Jy weet die woord krag daar is die woord dynamos in Grieks. Dis waarvan ons die woord dynamite kry, wat beteken die ontploffende, wonderwerkende krag van God. Paulus kom en hy skryf, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die ontploffende, wonderwerkende krag van God sal gee, om innerlik sterk te word. Jy weet hierdie 3 weke, dis beskikbaar vir my en jou. Kom begin daar. Hierdie ontploffende, wonderwerkende krag van God is beskikbaar vir my en jou. Ek het die laaste 3 weke wat ek nie het voor te berei nie, was ek konstant op my kantoor besig om te sê, Here, ek het weer krag nodig. Here, ek het weer die krag nodig in hierdie preekstoel vanmôre. Here, ek het weer krag nodig in my ouerskap. Here, ek het weer krag nodig om oppositie te kan staan, om te kan bly staan teen die oppositie wat gaan kom. Here, ek het weer krag nodig in my leierskap. Nie net hierdie muskelkrag nie, ek het die geestelike krag van God nodig. En weet jy wat? Dis beskikbaar. Vir my en jou vanmôre, vir elke liewe een, maak nie saak waarvan jy kom, of wat jy gedoen het die naweek, of waar jy is in jou lewe, dit is beskikbaar vir my en jou, maar baie van ons het nog nie ingetap in dit nie. Weet my oond, paar maande terug werk my oond nie. Of nie my oond nie, ons oond, ek en Alisa se oond. Vir weke lank sukkel ons. Yes. Hy werk nie. Ons het nie nou, ek gaan nie nou geld uithaal om 'n nuwe oond te koop nie. So ons het die hele tyd as ons hier, dan eet ons hier, dan hoop ek iemand nooi my hier vir 'n ete en dan is ek hier en die hele week is ons hele paar weke is ons besig om so rond te gaan en die ding werk nie en ons is geïrriteerd en ons is gefrustreerd en hy werk nie en op 'n stadium kyk ons nou maar en ons sien toe wel dit gaan omtrent tussen 5 of 7.000 rand kos vir 'n nuwe oond, maar ons het nie 'n keuse nie, ons kan nie so aangaan verder nie. Ons kort een en ek bel 'n elektriesien in ons gemeente. Ek sê vir luister, wie nie vir my kan kyk nie, my oond werk nie, laat jy kan kyk hoe werk dit as ek 'n nuwe een wil insit. En hy sê, pastoor, moenie worry nie, ek's 8 uur daar. Yes, op tyd nogals die man. Is hy op tyd, 8 uur daar, bel hy my, hy kom in, met sy toolbox stap hy in, hy kom in my huis ingestap, hy kyk, so, hy sit die toolbox neer voor die deur, hy stap na die DB-bord toe, hy sit hom aan, tik. Vat sy toolbox. Ek het julle gesê, ek is goed in preek, maar that's about that, nee. En hy stap uit. Hy sê, nou gaan ek McDonald's toe. Ek sê, nee, wacht, laat ek saam gaan om vir jou ontbyt te koop. Vir dit. Vir weke lang sukkel ek en Alisa.
vir weke lank weet ons nie meer waar ons kom, of waar ons gaan, of wat ons doen, of hoe ons maak nie, want al wat ons geweet het, ons het nog net nie, die switch is nie aan nie. Die switch is nie aan nie. Kerk, daar is meer krag vir my en jou beskikbaar in die Heilige Gees. Al wat ek en jy moet doen is, sit die switch aan. Sit die switch aan. Die DB-bord is klaar daar. Die krag van die Heilige Gees het jy reeds. Dis reeds beskikbaar vir jou. Sit die switch aan. Weet ek hou van Paulus se gebed. Paulus sê nie, ek bid dat julle net gered sal word nie. Paulus sê nie, ek bid dat julle gebless sal word nie. Paulus bid en sê, nee, ek bid dat julle die krag sal hê om innerlik sterk te wees. Vers gaan aan, vers 17. Hoekom? Sodat deur Christus die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ek het besef dat ons het die krag van God nodig om te besef hoe diep, hoe wyd en hoe groot die liefde van God is. Ons het krag nodig daarvoor. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig om te besef hoe ongelooflik lief God vir jou het, want dit gaan enige menslike verstand te bowe. Het jy ooit gewonder dat jy net na daardie persoon kyk en sê, yes, daai persoon het net iets anders wat ek nie het nie. Daai persoon het net 'n vrede wat ek net nie kan verstaan nie. Daai persoon het net 'n versekering in hom wat ek net nie kan verstaan nie. Kan ek jou die antwoord vanmôre gee? Hy het probably iets wat jy nie het nie. Hy het die bonatuurlike krag om te kan verstaan hoe lief God vir hom is. Kyk, jy kan nie die liefde van God probeer menslik verstaan nie. Ek en jy het nie die kapasiteit in ons brein om te besef hoe ongelooflik lief God ons het nie. Ek dink daarom een van die belangrikste gebede wat ek en jy as ouer vir ons kinders kan bid is, Here, gee hulle die krag om te kan verstaan hoe lief U hulle het. Want dan weet hulle, die goedkeuring kom van U af en goedkeuring kom nie van maats af nie. En dan begin hulle in die vals vasvang in allerhande groepsdruk en allerhande goeders van die wêreld en allerhande goed nie, want hulle weet hulle approval is nie in mense nie, hulle goedkeuring lê by God. Here, maak gee my kinders die krag om te kan verstaan hoe lief U hulle het. Ek dink een van die belangrikste gebede wat ons kan bid in ons huwelik is, Here, gee my huweliksmaatjie die krag om te kan verstaan hoe lief is U vir hulle. Want die oomblik as hy kan verstaan hoe lief is U vir hulle, dan is hy in 'n liefdesintieme verhouding met U en gaan sy hele lewe transformeer en dit beteken ons huwelik gaan floreer. Gee my die krag om te kan verstaan hoe lief het U my. Ek dink ek gaan misluk as ek probeer vanmôre verduidelik hoe ongelooflik lief God julle het. Ek dink nie ek het woorde skat om te kan beskryf God se liefde nie. Ek kan nie. Want God is nie liefde nie. God is nie wat hy doen nie. God is liefde. Dis wie hy is. Dis sy menswees. En as ek en jy vanmôre net vir 'n oomblik kan besef en snap hoe lief God jou het, dan het jy krag. Dan staan jy vanmôre in 'n krag van dat jy niks kan doen wat God minder of meer jou lief kan maak nie. God het jou lief tot op die maksimum. Hy's lief vir jou vir wie jy is, kerk. En oomblik as jy dit besef, dan gaan al my agter, maar Christendom is nie net meer 'n week se ding nie. Is nie net een keer in 'n uur en ons sing en ons kom klap handjies op 'n Sondag nie. Nou raak Christendom 'n leefstyl. Nou raak Christendom 'n elke dag ding. Nou kan ek nie anders as om nie met tyd met God te spandeer nie, want ek weet dat God het my lief. Daar is krag in my. Ek lewe ewe skielik nie meer vir hierdie wêreld nie. Nou ewe skielik lewe ek vir God, want daar is krag in my. As ek by 'n dokter uitstap en ek het 'n moeilike verslag gekry by die dokter, dan gee ek nie om nie, dan is daar vrede in my, want ewe skielik het ek krag in my, want ek besef hoe lief God my het. Dan sit die mense verhoor. Jy lewe onder 'n ongelooflike geestelike rykwaarde. Steeds sit jy vermoere hier geestelike arm kind. Hey, die krag van God is beskikbaar vir jou. Kom na Jesus toe. Sit die switch aan. Hy wil jou die ongelooflike krag gee van hom. Jy weet, ons 'n bekende trompetspeler met die naam Louis Armstrong. Ek het 'n foto van hom eintlik nog ons gebring. Hulle
vra hom, hy's 'n ou van jazz, hulle vra vir hom, verduidelik ons vir 'n oomblik 'n bietjie jazz. Hy sê die volgende woorde, hy sê, if you've got to explain it, you ain't got it. Kyk, as jy die liefde van God aan mense moet probeer verduidelik, dalk is dit omdat jy nog nie geovervlad is met die liefde van God nie. My gebed is vir ons kerk hierdie 3 weke gewees, dat ons in 'n betekenisvoller, 'n dieper betekenisvoller encounter met Jesus gaan kry die volgende 6 maande. Dit was my gebed hierdie. My kantoordeur was omtrent konstant toe, hierdie 3 weke. Here, maak hierdie kerk, gee hierdie kerk 'n dieper, betekenisvoller encounter met Jesus gekry. Want ek weet, as ons dit kan hê, dan gaan ons krag hê. Dan het ons krag in ons preke. Dan gaan ons krag hê wanneer ons sing. Die band is nie, gaan hulle in Randfontein sê. Dan is daar hier moet 'n fire uit hierdie mikrofone beweeg. Dan het ons ewe skielik krag as ons surf. Dan het ons krag in ons selgroepe. Dan het ons krag in die manier hoe ons gee. Dan het ons krag by ons kinderkerke. Dan het ons krag in al ons goeders wat ons doen. Dan, as ons sê klap handjies, dan klap ons nie soos 'n golfertjie nie. Dan klap ons hande, want daar's krag ewe skielik in ons. Here, gee hierdie kerke meer, dieper, betekenisvolle encounter met U, want dan ewe skielik weet ek, dat ons gaan Jesus se stem duideliker hoor. Dan weet ek, mense gaan begin Bybel lees en nog gaan woorde en sinne begin oppop, wat hulle lewe gaan verander, en wat hulle op 'n nuwe rigting gaan besit. Dan besef ek, mense wat vol is van depressie, en wat alleen voel, en wat voel hy's onwaardig, al hierdie dinge gaan begin wegsmelt, as gevolg van die krag van God. Kerk, dan gaan ons begin Jesus vir groter goed vertrou, en ons gaan hom vir nog groter goed vertrou, want daar is krag in ons. Kerk, dieselfde gees wat God uit die dood uit opgewek het, dieselfde gees lewe in my en jou. Jou identiteit is nie wat jy gedoen het nie. Jou identiteit is nie waar jy werk nie. Jou identiteit is nie die kar wat jy mee opgedaag het nie. Jou identiteit is nie jou beroep nie. Jou identiteit is wat God van jou sê. As ons dit weet, dan begin ons anders lewe. Dan begin ek anders loop. Dan begin ek anders dink. Dan begin ek anders praat. Dan begin ek anders goeders doen. Dan begin ek anders te wees as gevolg van die feit dat ek weet dat my identiteit lê in God. En dan kan my gebede nie dieselfde bly nie. Dan moet my gebede verander. Die oomblik as ek weet hoe lief God my het, dan moet my gebede begin verander. Want ewe skielik is daar krag in my. Nou begin ek nie meer net bid, ag Here, hou my net veilig nie. Nou begin ek nie net bid, ag Here, seën my dag, en ag Here, help my nie. Nou begin ek groot goed bid. Nou begin ek nie net bid, ag Here, ag shame, hou my kinders veilig en hou hulle van drugs af nie. Nou begin ek op my knieë neerval en sê, Here, ek bid vanmôre vir my kinders. Here, ek kom bid vanmôre dat my kinders geestelike leiers sal wees in hulle skool. Here, ek kom bid, Here, dat U my kinders, dat hulle mag uitstaan vir U eer. Here, ek kom bid vir my kinders, dat hulle begin bold wees in hulle geloof. Here, dat hulle leiers gaan wees in hulle geloof. En Here, ek kom bid vir my kinders, dat daar waar hulle gaan hulle generasie verander. Here, dan begin ek nie net meer bid en sê, ag Here, help my net, dat ek asseblief net hierdie maand maar weer my rekeninge kan betaal nie. Dan gaan ek op my knieë neer, want ek besef ek het krag in my, dan sê ek, Here, ek het beloof dat ek nooit in my lewe hoef te smeek vir brood nie. En Here, daarom kom staan ek vanmôre hier, Here, en ek weet daar sê, bless coming in en bless coming out, Here, en dat U sorg, want U is die geestelike ryk Vader op die hemel en op die aarde, Here, en ek weet dat U vir my gaan sorg en dat ek 'n blessing gaan wees vir ander mense. Here, en ek kom bid vanmôre op hierdie krag van U naam, Here, kom bid ek dat ek gaan nie opgaar dam wees met my finansies nie, Here, maar ek gaan soos 'n rivier wees wat my uitvlou. Hoe ryker U my maak, hoe ryker gaan ek ander mense maak, Here, want ek weet U is 'n ryk God. Dan eers skielik, dan bid ek nie meer vir my man en sê, ag Here, help my man om met minder 'n aap te wees nie. Nee, dan begin ek op my knieë neerval en sê, Here, laat my man die krag van die Heilige Gees ontmoet, Here. Laat hy 'n man, 'n kragtige man van U word, Here. Laat hy ons gesin anders te begin lei, anders te begin volg, anders te begin doen, Here, omdat hy by U gehoor het en omdat hy van U geleer het, Here, en omdat hy by U tyd spandeer het, Here. En van vandag af is ons nuwe bloedlyn, Here, en ons generasie is verander omdat my man, Here, tot bekering gekom het by U. Come on, kerk.
Dis groot. Dis 5-vuld ontploffende, wonderbarende, kragtige gebede van God. Paulus maak klaar, en ek gaan nou klaar maak. Efesiërs 3 vers 20. Skryf hy aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons dink of bid. Kyk, daai prentjie wat jy so het, God sê ek kan oneindig meer doen. Daai droom wat jy so droom, God sê ek kan oneindig meer doen. Hoekom? As gevolg van die krag wat in ons werk. Kom ons sit vir die volgende paar weke so ekstra 30 sekondes by ons gebede. Kom ons, ek challenge julle, kom ons sit die volgende paar weke 'n ekstra skeppie geloof by dit kom wanneer ons gebede, en ons bid nie net, Here help my en seën my en bless my vir die week en vir die dag nie. Kom ons kerk, kom ons sit 'n ekstra skeppie geloof by, en ons val op ons knieë neer, en ons sê, Here, verander 'n generasie. Here, bring 'n revival in hierdie gemeente, dat daar weekliks nie stoele is nie. Mense moet dakke en vensters breek om in te kom, because you are here. Kom ons begin op ons knieë neerval en sê, Here, soos in die hemel, soos in Krugersdorp. Kom ons begin groot, 5-vuld, kragtige, passievolle gebede vir God bid. Kan ek 'n gebed oor julle spreek? Ek wil julle moet so staan vir 'n oomblik, asseblief. Ek wil 'n gebed vanmôre oor julle uitspreek. Kom ons maak dit so. Here, kom vul hierdie kerk, Here. Kom vul hierdie kerk vanmôre met mense wat deur die krag van die Heilige Gees aangeraak word. Here, kom vul hierdie kerk vir mense, vanmôre met mense, Here, wat so groot geloof het vir U, Here, om selfs nog groter goed vir U te glo, dat selfs die onmoontlike moontlik kan word. Here, kom vul hierdie kerk vanmôre met mense wat die onmoontlike vir U doen. Here, dat wanneer ander mense na ons kyk, gaan ander mense sê die enigste manier hoe hierdie kon gebeur het was deur God. Here, kom vul vanmôre hierdie mense met die krag van die Heilige Gees, Here, dat generasies wat kom, U gaan eer. As gevolg van mense wat groot, 5-vuld, kragtige, passievolle gebede vir U kom bid het. Here, ek kom prys U. En ek kom loof U, Here. As daar mense is wat vanmôre nog nie ingetap het in U nie, Here, dat hulle vanmôre krag van U sal kry. Dat hulle nie sal bang wees môre, Here, om op te staan op hulle knieë en te sê, Here, ek kom bid vir my besigheid. Here, ek kom bid vir my huwelik. Here, ek kom bid vir my kinders, dat hulle bold gaan begin wees in die koninkryk, Here. Ek kom begin vir my besigheid bid, Here, dat ons gaan met wet geregistreerd raak, Here, want ons gaan miljoene en miljoene gaan maak, Here. Ek kom bid vir my huwelik, Here, dat van vandag af gaan my huwelik die change wees. 5-vuld. Dat ons 'n kerk sal wees, Here, wat op ons knieë sal neerval, dat mense rondom ons in Kenmare, in die Noordheuwel, in Silverfields area gaan sê, hierdie is 'n kerk met groot geloof. Here, ek kom bid vir revival onder hierdie kerk vir die volgende 6 maande. Here, dat ek elke week, elke maand gaan met ekstra stoele koop, want die gaan te min stoele wees. Here, dat ons daai koffieplek gaan moet uitskuif. Ek sê julle nou koffiemense, hoor my hart vanmôre, dat ek daai koffieplek gaan uitskuif na 'n kamer toe langs aan, want daar gaan mense sit tot buite in daardie straat. Here, dat ons 'n revival in hierdie gemeente sal kry. Here, dat ons wanneer ons ouerskap gaan gee, gaan mense opdaag met ouers en sê ek wil my kinders liefmaak vir U. Here, as ons met huwelike gaan huwelike opdaag en huwelike gaan restoreer, Here. Ons loof U en ons prys U daarvoor. As jy vanmôre hier staan
jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee nie, doen dit. Is beskikbaar. Geen om waar jy voor gestrand was, die graan wat jy gedoen het nie, is beskikbaar. So maklik is dit in hierdie gemeente, jy het nie nodig om goed in te vul en lyste te doen nie. Hey, jy kan jou hand opsteek en sê, Here, daai sê ek wil my hart weer vir U gee. Easy. Easy. Jy gee jou hart vir die Here. Dankie, Here. Elke ou wat sy hart vir U gee. Sê, Here, daai sê ek wil terugkom na U toe. Ons loof U en ons prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen.